Vir die muziekspan sê dankie, is altijd lekker om saam met hulle die team, lekker om saam met hulle die naam van die hele groot te maak. As jy my wil saamgebring het, baie gaan saam in die eerste boek van Korintiërs toe. Ek wil daar lees in die tweede hoofstuk uit, die 5de vers, wat hierdie woorde sê, hy sê, sodat julle geloof nie in wysheid van mense sou bestaan nie, maar in die krag van God. Kom ons bid saam. Vader, wat 'n wonderlike voorreg om vanmôre in die huis van die Here te kan wees. Dankie dat ons kan verklaar, Here, gaan nie oor ons en dit gaan oor U. Gaan oor die grootheid, die genade, die krag en die sterkte. En ek wil vanmôre bid, o Gees van God, wat alle verstand te bowe gaan, dat U vanmôre sal inkom en ons harte sal aanraak. Here, kom van ons toe met die liefde en die genade, en dat ons sal hoor en verstaan wat U vanmôre vir ons sê. Dis my gebed in die kosbare naam van Jesus, en ek dank U daarvoor. En die volk van die Here sê, Amen. Kyk gaan vir jou nou, ons sê vir hom, above and beyond. Kijk, dat klink so bietjie groot, above and beyond. Bokant wat ons kan dink, en ver bokant wat ons kan sien, okay, above and beyond. Ek wil vanmôre so 'n bietjie met jou praat oor hierdie gedeelte. Hy sê daar sodat ons geloof in wysheid van 'n mens sou bou nie. Jy sien hier my begin pla, want ek het nogal daaraan gedink dat ons baie keer in ons lewe bou ons geloof op wat ons weet. So ons snaaks dat ons as mense so, as ons weet iets is reg, dan gaan ons agter dit aan. Ons bou naderhand dit wat gebeur op dit wat ons glo. En wanneer ons glo, dan bou ons meer daarop. Maar ek het iets begin agterkom, dat hoe meer ek op menslike kennis en op menslike wysheid staat maak, hoe meer word ek teleurgestel. Hoe meer kom ek op 'n plek waar dit vir my voel, ek weet nie meer hoekom nie, maar dit voel God praat nie met my nie. Ek weet nie of jy op daai plek in jou lewe gekom waar jy gesê ek glo, maar ek weet nie wat gaan gebeur nie. Ek glo maar is iets wat pla. En terwyl ek gestraand voor die Here lê, toe begin die Here met my te praat oor 'n geloof wat nie op wysheid gebou is nie. Jy sien, as ek my geloof op wysheid moet bou, dan moet ek baie wysheid en kennis en dinge hê om 'n groter geloof te kan hê. En hoe meer wysheid ek het, hoe groter gaan my geloof wees. Die probleem is, mag ek dit sê, wanneer die tyd die teerpad dryf. Die probleem is, wanneer daar probleme kom. Wanneer wysheid my nie kan uithelp nie. Stoor, waarvan praat jy? Ek wil vandag vir jou sê, dat baie keer in ons lewens gebeur dit, dat ons op 'n sekere plek kom, waar my beste wysheid nie 'n antwoord het nie. Ek dink dadelik aan Daniel, wat gevat word, en hulle vat hom daar na die leeukuil toe, en hulle staan hom daar, en hulle sê vir hom, jy het nie gedoen wat ons gesê het nie, ons het gesê, jy moet ophou bid, maar jy het nie opgehou bid nie, en wat doen hulle? Hulle vat hier die man, en gooi hom in die leeukuil in. Hulle wysheid sê, hy gaan opgevreet word. Hulle wysheid sê, dis wat gaan gebeur. Hulle wysheid sê, dat dit is klaar met hom, dis verby, maar dis nie wat God sê nie. Ek wil hê moet verstaan vanmôre, want as ek op my wysheid moet staat maak, gaan ek sê, ek weet nie hoe gaan ek die leeu's uitoorlê nie, ek weet nie wat ek gaan maak om hier uit te kom nie, maar wanneer ek op God vertrou, dan kan ek vanmôre vir jou sê, dit maak nie saak wat die mense rondom my sê, of wat ander mense dink, of hoe ek daaroor voel nie. Wat saak maak, is die krag van God, om selfs 'n leeu te vat, en sy mond te sluit, dat hy naby uit Daniel kan uitkom nie. Jy sien, ons probleem is ons maak so staat, op wat ons weet. Jy sien, my kop sê, dis wat moet gebeur. Ek het nog baie hieraan gaan sit en dink, want weet wat is die probleem? Die dokters gee ons 'n slegte verslag. Of die prokureur sê, ons het nie 'n kans nie. Of daar
iets in ons lewe wat ons voel, ons weet nie hoe ons hier deurkom nie, en dan wat's die ding? Ons probeer kennis inwin rondom wat gebeur. Ons is so geneig om partykeer op AI of op die internet te vertrou, in plaas van dat ons sê, kennis en wysheid gaan my nie deur hierdie vat nie. Daar's nie 'n manier dat dit wat ek weet 'n verandering kan bring nie. Jy sien, toe hierna gaan sit en kyk, toe moet ek myself die vraag vra, maar waarin moet my geloof dan geanker wees? En hy sê, in die krag van God. Nou ek wil hê jy moet goed dit verstaan, want as jy dit nie gaan verstaan nie, gaan die diens vanmorgen nie sin maak nie. En dit is vers 9, sê vir ons hier die woorde, hy sê, maar soos geskrywe is, wat die oog nie gesien het, en die oor nie gehoor het, en in die hart van die mens nie opgekom het nie, wat God berei het, vir die wat hom lief het. En dadelik kom het by my op, maar wat het God vir my voorberei? Wat het God vir my dan een kant gesit? En dadelik kom het op, en ek dink daaraan, dat hy praat hierso, en hy sê hierso, wat die oog nog nie gesien het nie. En dadelik begin ek myself te vra, maar wat het die oog dan nog nie gesien nie? Want ek weet, ons het soveel stories, ons het soveel dinge wat ons aan na kan verwys, maar daar is sekere dinge wat in ons lewens gebeur, wat ons nie kan verklaar nie. Sien, daar is 'n gebeurtenis gewees in die Bybel waar Jesus 6 klipkanne, reinigingskanne gevat het. En die Bybel sê, hierdie reinigingskanne was gebruik gewees vir die mens om hulle hande en hulle voete en goed mee te was, en hulle was plus minus 100 liter een. Hierdie reinigingskanne was baie groter as dit wat hulle gebruik het om die drank in te stoor. Hierdie reinigingskanne was kanne gewees wat daar gestaan het, wat vastgemaak was met ankertoue, en my common knowledge sê vir my, as daar water ingegooi word, kan niks dit verander nie. En kom by die Here, hulle sê van ons die probleem, die wyn is op. Menselijk gesproke sê my brein van so koelheid, of iets onder te niks. Iets wat ons kan gebruik, want my kennis sê, daar is nie ander wyn nie. Ek moet iets soek wat ek kan ingooi, om te vermeng, en wat doen hy? Hy sê, gooi vir my skoon water by, en maak hom vol. Kan ek maar vandag vir jou sê, God gebruik nie die slimste, en die beste, en die ouens wat al reeds gebruik het nie, hy gebruik die, wat beskikbaar is vanmorgen. Hy wys hier, dat dit wat hy as reinigingskan gebruik hy, om sy oorvloed en uit te gooi. Hy gebruik dit om vir jou te wys, dit maak nie saak, hoe goed, of hoe sleg, of hoe arm, of hoe ryk jy is nie. As jy vanmorgen beskikbaar is, sê God, jy is bruikbaar in die oë van die Here, en hy sal jou vat, en hy sal jou vul met dit wat hy gevul wil hê. Jy sien, jy het my verskriklik laat dink, want wat gebeur? Water verander in wyn. My kennis sê, dit vat drywe 'n tydperk, as dit vermeng word met gis en met suiker, om dan te formeer totdat dit wyn is. Wat gebeur hier? Die krag van God verander in 'n oomblik, in 'n oogwink, dit wat nie geglo kan word nie, na dit wat sigbaar is. Kan ek het vir jou sê, dit wat nog nie in my hart eers opgekom het nie, ek sou eers aan dit kon dink, dat water in wyn kan verander nie, het hy gesê, ek doen dit vir die wie my lief het. Ek weet nie van jou nie, maar ek het vanmorgen 'n groter liefde vir God begin ontwikkel, want ek het begin sien, die tye wat ek nie meer kan nie, die tye wat ek nie antwoorde het nie, die tye wat ek nie weet wat om te doen nie, dis die tyd wat hy kom en sê, as jy my vertrou, as jy in my glo, as jy vashou, kan dinge vir jou verander. Jy hoef nie vanmorgen angstig rond te kyk, of
sien baie goed beplan ons. Ek weet nie van jou nie, ek is iemand wat beplan. En dit moet stapsgewys, stelselmatig en systematies wees. Dis wie ek is. En wie wat kom ek agter? God werk nie noodwendig op my systeem nie. Hy het sy eie systeem wat volgens sy werk. My kennis beteken vir hom nie veel nie. My insig beteken eintlik niks nie. Is eintlik dwaasheid in sy oë. Want jy sien, die dinge wat ek graag wil hê, of die dinge wat ek graag wil sien gebeur nie, soos wat ek wil hê dit moet gebeur nie. Maar wanneer God intree met sy krag en met sy majesteit, dan verander alles wat hy aanvat. Alles wat hy doen, verander. Vir wat rede? Wanneer jy staat maak op sy geloof en op sy krag en nie op jou eie wysheid en jou eie insig nie. Jy sien, hier het my nogal aan dink, want toe terug gaan in die vorige skrif toe sê hy daar so, hy sê, skuld jou geloof nie in wysheid van mense sou bestaan nie. Jy sien, mense kom met mooi woorde, mense kom met slim planne, mense kom met verskillende idees. As jy geloof daarin is, kan ek jou die waarborg gee, die ergens as die tye op die deurpad slaan. As jy die ene is wat oor die boot se rand gegooi word, soos Jonah, sit jy met 'n probleem, want dan soek jy na 'n reddingsbootjie. Maar wat gebruik God? Hy sê, ek het nie 'n bootjie nodig nie, ek vat 'n vis. Maar as ek jou vat, sal jy weet, dis die krag van God wat 'n verandering in jou lewe inbring. Kan ek dit sê? Wanneer God 'n verandering in jou lewe inbring, kan jy verseker weet, jy sal nooit weer dieselfde wees nie. Jy sal weet, hierdie is nie 'n mens nie, hierdie is nie iets wat ek beplan het nie, maar God het ingegryp en hy het gedoen, ver bokant wat ek kan sien, of wat ek kan dink, of wat ek kan droom van. Jy sien hierdie gedagte het my verskriklik laat dink wat hy sê, bokant wat jy kan sien of hoor. Ek het al baie goed gehoor. Ek het al baie goed gesien in my lewe. En weet wat? Nie alles wat ek sien gehoor nie. As jy nie gehoor nie, gaan kyk na die ouens wat hierdie kulkunstenaars, hierdie toertjies doen. Jy sien het, glo jy dit? Nee. En daarom kom het by my op, dit wat die oog nog nie eens gesien het nie. Ek weet nie van jou, maar as 'n paar goed, wat vanmorgen in my hart opspring, wat sê, ek weet nie van jou nie, maar ek weet van my. Ek is op soek na die krag van 'n lewendige God in my lewe. Ek wil nie staat maak op dit wat die dokter gesê het, of die prokureur, of die advokaat, of die slim ouens nie. Ek wil vanmorgen begin sê, vat my in my domheid, vat my in my dwaasheid, Here, en leer my wat U wil vir my lewe is. Leer my, want ek glo in U, onvoorwaardelik, sonder keuse, sonder dat ek vanmorgen ander planne bedink. Ek wil vanmorgen kom en sê, nie soos ek wil nie, maar soos U in my lewe wil. Ek sien hierdie my verskriklik laat dink, want ons is so geneig om staat te maak op wat ons weet. So waarvan praat jy? Ek weet, as ek 'n sekere tipe koeldrank drink, uit ondervinding, dan begin die lyf te pyn, want hy het te veel suiker in. Weet jy ook van so iets? Ek weet, as ek te veel skaapvleis eet, dan kry die ou nie van my so nie gout. Ek weet, wat ek dit ondervind. Maar het jy iets gebeleef, wat jy nie weet hoe dit gebeur nie? Ek wil dit verstaan vanmorgen, want toe ek hierna gaan sit en kyk, toe
myself die vraag te vra, is ek besig om op God te vertrou met my verstand of met my hart? Jy sien, want as ek met wysheid vertrou, gaan ek teleurgestel word. Wysheid sê, moenie dat jy oor die boot se rand gooi nie. Wysheid sê, as hulle jou oorgooi, soek 'n tube of 'n ding. You're gonna drown, baby. Wat sê die krag van God? Stuur 'n vis, man. Don't worry. Moenie jy bekommerd wees oor die dag van môre nie. God het reeds 'n plan in aksie. Ek sien toe hierdie in my hart begin opkom, toe begin ek myself die vraag te vra, want jy sien, baie keer dit wat ek sien, is vir my dwaas. En ek wil begin klaarmaak, want ek het daaroor gaan sit en dink, en ek bleef het vanmorgen hoor. Toe ek na die kruis kyk, en ek dink aan Godse gevoel teenoor die mens, mag ek het sê, toe dink ek, jy is nog nie eens maar. Jy kruisig iemand, wat God de liefde voor het, wat hy in 'n oomblik in allemaal kan uitwis. Dis my kennis, my sê. My kennis sê, as jy my kind seer maak, sal ek jou wys waartoe ek in staat is. My kennis sê, ek sal beskerm so ver as wat ek kan. En die krag van God sê, Vader, vergeef hulle, hulle weet nie wat hulle doen nie. Die krag van God sê, hulle was verlore, maar ek het die prys betaal. Die krag van God sê, daar's nie 'n uitkomkans vir ons nie, maar hy sê, ek skep vir jou genade. Kan ek het vanmorgen sê, nie ek of jy verdien genade nie. Ek het gestraaf terwyl ek voor God lê, toe heilig, toe sê ek, Here, ek kan nie glo dat U jou pen, hierdie slegte, vuil sondaar, nog kan lief hê nie. Lewe kom op my hart op. Jy het my nie altyd dalk met jou hart lief nie, maar ek het jou lief met my hele hart. Jy voel partykeer ek faal jou, maar ek het nog nooit gefaal nie. Jy voel partykeer dat ek tree nie vinnig genoeg op nie. Ek weet waarmee ek besig is. Ek wil kyk of jy gaan staat maak op jou geloof en wysheid, en of jy gaan vertrou in my, sê die Here. En dit het my gepla, want wysheid sê, vat hom om kroon en skoon wat hy regeer. Maar krag sê, hy moet sterf vir al jou en al my sondes. Hy moet in die graf gaan. Hy moet daar in die graf wees in die doodryk. Maar hy sal opstaan triomferend. Jy sien, dit wat my oog gesien het sê, hy gaan in die graf bly. Die kruis wat ek gesien het sê, hy staan dood. My oor
vandag sê, ek sal dit vat, en ek gaan dit vir jou verander. So wat ek vir jou probeer sê is, bring jou swakheid, en hy verander dit in sy krag. Bring vanmorgen jou siekte, en hy gee jou genesing. Bring vanmorgen jou twyfel, en hy gee jou daar die inspirasie. Bring vanmorgen jou droom wat gevaar het, en hy gee jou 'n plan. Vir wie doen hy dit? Vers 9 sê, vir almal wat hom liefhet. Above and beyond what you can think or dream. Above and beyond. Ek weet nie van jou nie, maar as dinge wat ek above and beyond wil sien. Maar wat beteken dit vanmorgen? Ek moet op die plek kom waar ek sê, Here, alles wat ek weet, beteken niks. Alles wat ek dink, het geen krag nie. So wat probeer jy sê, moet ons dommer word, as ons maar net kon dommer word, dan kan God se krag meer word. Ons word in 'n wêreld ingedruk waar as jy 'n probleem by jou maatskappy het, moet jy 'n antwoord probeer kry. Ons word so gekondisioneer, jy's konstant op soek na antwoorde en uitkomste. Maar God sê, forget about yourself. Vertrou op my, sê die Here. Elke hoof gesluit, elke oog gebuig. Ek wil hê niemand moet rondkyk nie, asseblief. As jy vanmorgen hier sit en sê, Here, my kennis sê, ek moet daai persoon terugkry, of ek moet hom haat, of ek moet hom verwerp, ek moet hom afskryf. Dan sê my kop, dis reg. Maar wanneer die krag van God inkom, dan sê hy vergewe. Here, my verstand sê, hierdie siektes tot die dood toe. Maar God sê, die krag van God sê, ek sal genees. Die verstand sê, ek weet nie as hoe ek in die maand gaan kom nie, is die feesseisoen, en wat gaan ons maak? Maar God sê, kyk na die lelies van die veld, kyk na Salomo en sy pragt. Alles wat jy my naam vraag, sal ek vir jou gee. Soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en alles sal vir jou bygevoeg word. As jy vanmorgen hier sit en sê, Here, ek wil klaarmaak met my eie menslike insig, my menslike kennis. Ek wil nie meer planne bedink nie, ek wil nie uitkomste soek nie. Ek wil U begin soek. Ek wil die krag begin soek. Sodat wat die oog nog nie gesien het, die oor nog nie gehoor het nie, en in die hart van mens nog nie opgekom het nie, dat God het vir my sal gee, omdat ek hom lief het, en hy my lief het. So jy vandag hier sit en sê, Here, ek wil klaarmaak met menslike kennis, ek wil op die krag vertrou. Steek op jou hand na God, ek wil saam jou bid. Dankie vir die handen wat reg oor die voorop gaan. Wil jy vraag as jou hand opgesteek, het sal nie saam opstaan. Ek wil graag saam met jou bid, asseblief.
Onze God, Hemelse Vader, ek staan vanmorgen voor U en ek wil vanmorgen verklaar, ek is die slegste onder die slegstes. Ek is die domste onder die domstes, Here, want ek probeer planne maak terwyl U reeds die uitkoms geskep het. En daarom wil ek bid en ek wil vra, Here, vergewe my. Verander my hart, verander my denke. Here, ek wil nie vanmorgen aan 'n plan dink oor die leeu's nie. Ek vertrou op U. En reeds 'n plan instoor. Ek wil nie vanmorgen dink, hoe gaan ek by die strand uitkom, as hulle my oorboord gooi nie. Ek vertrou op U, het reeds die plan. Here, ek wil vanmorgen kom en sê, ek gee myself in totaliteit oor aan U vanmorgen. Ek vertrou op U met my hele hart, my hele siel, en my hele verstand. Here, ek wil vanmorgen bid, dat my wysheid en my kennis nie in my pad sal staan, om die krag van God in my lewe te ervaar nie. Here, dan wil ek bid en vra, maak dit liewers te stil in my, laat ek blindelings sal vertrou, op wat U sê, ek moet doen, in Jesus naam. Amen en amen. Wil die sitlike neer, en vra die broers, wat sal by die tafel bedien, na vore gaan kom. En die nacht het die brood gevat het en het gebreek. En hy het gesê, hierdie is my lichaam. Kan ek het vanmorgen vir jou sê, as jy vanmorgen hierdie broodjie in jou hand vat, sê vir jouself, above and beyond. My menslike kennis sê, dit gaan moeilik wees. Godse krag sê, ek is tot alles in staat. My menslike kennis sê, ek weet nie hoe my taak het gemaakt die maand nie. God sê, I've got you. Ek jou in sy hand. Kan ek het maar vanmorgen vir jou sê, vertrou op God. Moenie jou geloof op die statistiek van gister bou nie. Bou jou geloof op die onmoontlike. Ek weet nie hoe nie, maar ek weet God is in staat. Amen. As jy die broodjie vandag in jou hand vat, wil ek jou vra asseblief, vat dit vanmorgen, en sê, Here, above and beyond. Nie wat ek wil nie, maar wat U in my lewe wil, is my gebed in Jesus naam. Kom ons bedien die volk. Dankie.
God vir my iets te werk. Amen. Ons gaan ons tiendes en offergawe na die skatkis te bring. Die Bybel sê dat daar spys in my huis kan wees. Ek wil vandag vir jou sê, God kan net gebruik wat jy gee. En die brood en die visies, vermeerdering daarvan, hy kon nie steaks en rys gooi nie. Hy het net brood en vis gehad. Hy kan net vermeerder wat jy gee. As jy 'n mieliepad plant, kan jy nie koring oes nie. Jy gaan 'n mielie plant. Jy gaan 'n mielie oes. Dit is wat ek vanmôre vir jou probeer sê. Dit wat jy saai, onthou, dit wat jy saai, sal jy maai. Jy sal die vrug daarvan pluk. Amen. Baie dankie, E.T.